Nou vriende, ons vorder mooi met ons reeksie uit Jesaja 9 vers 5. Ons het nou al 'n hele klompie boodskappe hanteer oor die wonderlike profesie wat Jesaja gelewer het, toe hy gesê het, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou, ons is nou, ek wil amper sê met so trane in die oog, ons is nou by die laaste gedagte, wanneer ons kyk na die vredevors. Ons het al soveel kosbare waarhede geleer vanuit hierdie gedeelte, en besonder oor die wonderbaarheid van Christus en hoe hy as raadsman optree, hoe hy homself as sterke God en ewige Vader aan ons kom bewys het. En ag vriende, ons gaan vanmôre stil staan by die gedagte van vredevors, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën wanneer ons daarna gaan kyk. Nou, u sal my saamstem, ons lewe in 'n land wat in onvrede en in anargie gehul is. Mense haat mekaar, en dis nie net wit wat swart haat, of swart wat wit haat nie. Wit en wit is in opstand teen mekaar, swart en swart is in opstand teenoor mekaar, en wêreldwyd sien ons hierdie probleem, dat daar nie vrede in die wêreld is nie. Ag, ons dink aan die Verenigde Nasies, wat dan juis in die lewe geroep is, om vrede te kom bewerk. En ek wil vir u sê, van die instandkoming van hierdie groot organisasie, was daar nog nie 'n dag van vrede op aarde nie. Waarom nie? Want geen mens, geen instansie, geen regering kan blywende vrede bewerk of vir ons gee nie. Selfs in die beste van regerings vind ons nog steeds dat daar onmin is onder mense, dat daar haat is, dat daar nait is, dat daar moord en doodslag en diefstal en bedrog en al hierdie dinge heers. Mense verdra mekaar nie, mense is nie lief vir mekaar nie, mense gee nie om vir mekaar nie, en lyk vir my of mense ook nie in vrede met mekaar wil lewe nie. Gaan kyk maar in Amerika, gaan kyk maar in Suid-Afrika. Die howe is gevul met siviele eise, waar die een buurman die ander buurman dagvaar oor iets wat gebeur het, wat hulle einde kon uitgepraat het, maar omdat daar haat in hulle hart teenoor mekaar is daar hierdie gesindheid van, ek vat jou na die hof, en ek gaan alles in my vermoë probeer om jou te knak, om jou te breek, en as ek finansiëel sterker as jy is, sal ek jou elimineer. En dis die scenario, dis die land, dis is die situasie in die wêreld op hierdie oomblik. Ag vriende, as ons net dink aan oorloë, dan sien ons van die statistieke bygehou was, hier in 1914 tot 18 het ongeveer 13 miljoen mense gesterf in oorloë. 1939 tot 1945 so 52 miljoen mense. 130 miljoen mense sterwe tussen die jaar 1900 en 2000. En ons sien op die oomblik dat 145 lande plus in oorlog met mekaar gewikkel is. Van dit baie groot oorloë en ander bietjie kleiner oorloë. Maar die gedagte is net daar is nie vrede op aarde nie. En die vraag mag in u gedagte na vore kom, maar waarom lewe almal in so onvrede met mekaar? Waarom is almal vyhandig teenoor mekaar? Kerke, organisasies, ons dink aan skole, ons dink aan universiteite, ons dink aan kerkmense selfs. En ek wil vir u sê, die enigste antwoord wat vir ons sin maak en wat ons uit die Bybel kry, is die feit dat mense die vredevors Jesus Christus verwerp. Ek het onlangs 'n gesprek gehad met 'n man wat op 'n stadium baie kwaad was vir my, toe ek met hom praat oor Christus wat die enigste verlosser, die enigste redder, die enigste saligmaker is, en ook die enigste een is wat vir ons sin en doel in ons lewe kan gee. U sien, die meeste mense het daardie gesindheid van daardie lied wat jare terug geskryf is, I will do it my way. En luister vriende, jou en my pad is nie noodwendig die regte pad nie, want die Bybel sê vir ons, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Dit is vir my so hartseer, terwyl alles besig is om in duie te stort, wil mense hulle nie keer na die vredevors nie. Dit gryp my baie keer aan my hart, dat dis amper soos medikasie wat vir 'n siek persoon aangebied word, en hy weier om hierdie medikasie te neem, en hy hoop hy sal gesond word op sy eie manier. En dis dieselfde gedagte wat vir my in die skrif na vore kom. Die leiers in die wêreld, ons almal sien hoe alles in duie stort, en die antwoord is reg voor ons, onder ons neuse. Die skrif sê vir ons dat Christus is die vredevors, en tog verwerp ons hom. Tog wil ons sy bande en sy juk van ons afruk, en ons wil sê, I will do it my way. So ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte van Christus is die vredevors, en ons gaan so 2-3 dae met hierdie gedagte besig wees, en vertrou ek die Here dat hy my en jou wysheid sal gee,
wanneer ons kyk na hierdie profesie van Jesaja, waar hy deur die Heilige Gees vir ons sê dat Jesus sal die vredevors genoem word. Nou vriende, eenvoudig wat Jesaja hier wil sê is dat Jesus is die outeur van vrede. Met ander woorde, hy alleen kan vrede gee. Hy het deur sy soendood vrede kom bewerk. Die Bybel sê daar was 'n skeidsmuur tussen ons en God. Dit was ons sonde. Ons is gebore in sonde, verwyderd van God. God stuur sy seun Jesus Christus en toe aan die kruis uitroep, dis volbring. Toe het hy vir daardie sonde straf aan die kruis die skuld betaal en ag vriende, kan ons deur geloof in sy soendood dan ook vrede in ons harte kry. In hom is die oorsprong van blywende vrede. En luister, hy sal ewige vrede op aarde bring. Jy sal met my saamstem dat die wêreld in ernstige nood is. Mense haat mekaar en lyk vir my hulle haat die vredevors. En die vraag is miskien, waarom sal mense die vredevors haat as hy dan die een is wat alleen vrede kan bring? Ek dink die antwoord lê daarin dat Christus sê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En ek dink dis die probleem waarmee mense sit. Hulle wil Christus dien op hulle manier, op hulle voorwaardes. En u sien, Christus is nie te vind daarvoor nie. Hy sê, as jy waarlik vrede wil hê, dan moet jy 'n dienskneg wees van my. As jy waarlik vryheid wil beleef, dan moet jy 'n volgeling wees van my. Want u sien, deur die woord stel die Here vir ons riglyne, standaarde, wat vir ons tot voordeel strek, en dan ook tot die uitbreiding van sy koninkryk. Daar in 1 Tessalonisense 5 vers 3 lees ek hierdie woorde. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hierdie vers het my so laat dink aan die tyd waarin ons onsself bevind. Hoeveel vredesverdrae al geteken tot op hierdie dag wat ons met vanmôre mekaar gesels. Een na die ander vredesverdrag is geteken tussen verskillende lande, en ek wil vir u sê, die ink is skaars droog, dan word die volgende missiel gelanseer, dan word die volgende oorlog basies begin. Waarom? Want mense soek vrede en veiligheid in organisasies, in regerings, in mense, en hulle kry dit nie, want Christus alleen sê hy is die vredevors. Die Bybel sê vir ons in Lukas 21 vers 25, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. Waarom is mense so benoud deesdae? Waarom is hulle so bang vir die dood? Waarom is daar so baie selfmoord? Waarom is daar so baie mense wat gehospitaliseer word en op medikasie is om net kalm te bly? Want hulle ken nie die vredevors nie. Dis asof hulle vrede soek op elke ander plek, behalwe in die Here. En wat sê die Here Jesus vir sy apostels voor hy van hierdie aarde weggaan? Hy sê, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. En dis die gedagte wat ons moet raak sien. As Jesaja sê, Christus is die vredevors, dan moet ons sien dat hy die outeur van vrede is, dat hy die bewerker van vrede is, dat hy die oorsprong van vrede is, en dat hy ook later sy vredeskoninkryk sal kon vestig, waar reg en geregtigheid vir ewig sal heers. En ons gaan 'n bietjie kyk in die dae wat kom, na so 3 gedagtes rakende Jesus die vredevors. Die eerste gedagte gaan handel oor, as vredevors het Jesus aan die verlore sondaar vrede deur sy kruis kom aanbied. Ons gaan kyk na die gedagte vir hulle wat sy vredesaanbod deur genade hulle eie gemaak het. Is daar nou blywende vrede te midde en ten spyte van omstandighede? En dan die vredevors berei 'n koninkryk voor, waar hy saam met sy kinders as vredevors vir ewig sal heers. Dis wat vir ons voorlê. Ek is baie opgewonde daaroor, ek glo u ook, en ek gaan afsluit met hierdie baie besondere woorde wat ek net aan u wil deurgee. En ag vriende, dis die Kerslied wat ons orgelis broer Renier geskryf het. En daardie woorde sê, kom ons aanbid hom, hy is die Heer. Sy naam is Jesus Immanuel, wonderbaar raadsman, die sterke God, ewige Vader, die vredevors. Die versie sê, Messias gebore in 'n nederige stal daar in Bethlehem, soos lank reeds voorspel was, word hy in 'n krib daar gebore. Dis hy wat die sonde gaan dra aan die kruis vir die mensdom. Dis ons redder gekom as die sondelose offer. En dan kom ons aanbid hom,
Hy is die Heer, sy naam is Jesus Immanuel, wonderbaar raadsman, die sterke God, ewige Vader, die vredevors. Ek vra vanmôre vir jou, ken jy hierdie vredevors? Beleef jy vrede in jou lewe, of is jy in vyandskap met almal om jou? Is daar in jou hart haat, of is daar hierdie kalmte en rus wat Christus kan bring? Ja, ons almal beleef omstandighede, en ons almal beleef soms hierdie wroging wat in ons siele na vore kom. Maar wat doen ons daarmee? Ek wil jou aanbeveel, Christus is die vredevors, soos Jesaja hom voorspel het. En daar is geen vrede vir die goddelose nie. Die Bybel sê, daar is alleen vrede vir hulle, wat vrede by die vredevors, Jesus Christus, deur sy soendood aan die kruis kom vind. Ag, mag die Here vir my en jou genade gee, ons sal 'n bietjie aangaan met hierdie reeks, mag hy ons wysheid gee, en mag hy ons self trek na sy deurboorde sy. Groete vir u, mooi dag verder, tada.